Sandy Schulz is 'n bekende aktrise, aanbieder en modeontwerper en bekend vir verskeie rolle. Nou ek onthou haar veral as Dr. Jennifer Adams in Binnelanders. Deesdae hou sy dinge interessant as Zelda Joubert in Diepe Waters, waarvoor sy vroeër vanjaar ook vir 'n silverskerm toekenning genomineer was. Ag, die lys gaan aan, maar sy kuier vanoggend hier by my en is vir my werklik 'n voorreg om met jou te kan gesels. Baie dankie vir die uitnodiging. Nou Sandy, ek wil jou terugneem na 2008 toe. En ek het gisterand tot laat gesit en gaan kyk na die boodskappe wat ek vir jou gestuur het. Lekker gefangirl. En jy het toe vir my gesê dat ek my adres vir jou moet stuur, want jy gaan vir my 'n getekende binnelanders poskaart stuur. Wat ek toe gedoen het, jy was so oulik om ook vir my te sê dat ek net eers toestemming by my ouers moet kry, omdat dit gevaarlik kan wees. En toe stuur jy waaragtig vir my 'n poskaart, 'n getekende poskaart. En ek het gisterand my hele woonstel omgekeer op soek na daai poskaart, maar hy is in 'n stoor op die oomblik. Maar dit was my so spesiaal geweest. Ek onthou jy het geskryf: "Liewe Elsa, mense soos jy maak dit die moeite werd." En ek wil net weer eens uit my hart uit vir jou dankie sê, maar ek dink dit sê ook baie van jou as mens wat werklik daai interaksie ook beleef met jou aanhangers. Ag, baie dankie. Ek voel nou skoon bewoe, emosioneel, want ek onthou nie daai nie. Ek onthou Sarah and Dottie in haar drama klas en ek weet ons het op Facebook gepraat, maar ek het daarvan vergeet. Ja, so dit was die poskaart gewees en ek het dit gehou, dit was in 'n koevert gewees en ek onthou ek het die dag na skool by die huis aangekom en daar is die verrassing toe nou vir my en jy's reg, ons het die jaar daarna, ek dink dit was in 2009 want toe was ek in matriek, toe het ons uiteindelik ontmoet en dit was net so 'n groot oomblik gewees. So weer eens sê ek vir jou, dit is werklik 'n voorreg vir my om vanoggend met jou te kan gesels en weer eens welkom hier en ek wil so 'n bietjie teruggaan in tyd want ek meen soos ek nou gesê het, daar's verskeie rolle, maar kom ons begin net eers by die feit dat jy drama gaan studeer het, nie waar nie? Ek het heel terloops en toevallig, want ek was besig om te swat by UCT en my kerel het 'n vriendin van hoërskool gehad wat op dramaskool was. Ja. En toe vra hy vir my of ek na die eerstejaars se eksamen wil gaan kyk. Hulle prakties. Ja. En ons gaan toe en ek kyk so wat hierdie mense doen en ek dink, but I could do that. En hy het toe aangehou en gesê, go and audition. En uiteindelik eendag toe is ek so mal en ek bel en ek maak 'n afspraak en ek het die audisie gaan doen en toe kom ek in. And the rest is history. And the rest is history. Wanneer jy mens kyk na Zelda in Diepe Waters, hoe sê jy daai rol ook vergelyk? Want ek meen, soos ek nou gesê het, ek dink aan Dr. Jennifer Adams en dit was hierdie baie geliefde karakter. Zelda is 'n interessante karakter wat heeltyd besig is met 'n paar onderduimse dinge, as jy mens dit so kan beskryf. Maar watter soort rol geniet jy die meeste? Sjoe, dis 'n moeilike vraag. Ek dink dis maar die rol wat jy op die oomblik speel. Zelda was vir my nogal 'n uitdaging geweest, want ek het nog nooit iemand vir sy gespeel nie. Ja. Want die mense ken my as Jennifer Adams en ek was baie lief vir daai karakter geweest. En sy is ook die karakter wat my teruggebring het van Amerika af. Anders sou ek seker nou nog steeds daar gewees het. So ja, ek was baie lief vir daai karakter en hierdie karakter van die begin af was 'n uitdaging want ek was nie heeltemal seker hoe ek haar gaan aanpak nie. Want ek dink dit is baie belangrik. You cannot judge your character. Anders gaan mense jou nooit glo nie. Sure. En sy is nogal 'n karakter wat 'n mens so 'n bietjie kan judge. Ja. So ek het gevoel ek moet altyd glo in wat sy doen. Ek moet die heeltyd bankvas agter haar besluite staan. En ek het baie vroeg besef, elke leuen wat Zelda vertel, het 'n greintjie waarheid daarin. En dit is hoe sy dit oortuigend kan vertel. Sy moet iets kan glo in daai leuen, sodat sy
ander mense kan oortuig daarvan en meestal dat sy haarself kan oortuig daarvan. So dit het 'n rukkie gevat, maar ek dink ek het al nou. Ek dink dis 'n baie mooi manier om daarna te kyk en dis 'n hele proses ook om in karakter te kom, fisies ook. Maar wat het dit vir jou beteken om genomineer te wees vir 'n toekenning ook vir daai spesifieke rol? Dis baie spesiaal. Kyk, daar's 'n J. Alfred Prufrock Ja, is a poem by T.S. Eliot. And Ja. it says, I am not Lord Hamlet, nor was meant to be just an attendant lord, meant to fill a scene or two. Dis hoe ek baie keer voel, want ek is soveel keer al genomineer en ek het nog nooit gewen nie. Ooit nie. en dit is iets wat moet verander, dink ek persoonlik. Wel, dit sal nice wees. Ek het gehoop ek sal hierdie jaar wen, want my ma is so 'n paar maande gelede, so 2 maande gelede oorlede en ek wou graag op daai verhoog staan en my ma se naam noem. So ek sal nou, vanoggend sal ek sê, alles wat ek doen is vir Margaret Schultz. Daar sy. Maar So ja, spesiaal. dit was baie spesiaal. Want ek dink Zelda is 'n karakter wat sy is kontroversieel. Mense haat haar en dan raak hulle so 'n bietjie verlief op haar en dan doen sy weer iets en dan haat hulle haar en dan is hulle lief vir haar ten spyte van. So dis 'n baie interessante karakter. Ek dink sy hou baie mense op hulle tone. Jy weet, jy verwys na die feit dat mense nogal baie uitgesproke raak wanneer dit by karakters kom. Jy weet, en ek dink dikwels vergeet hulle dat dit werklik eintlik net 'n storie is. Maar miskien is dit omdat 'n mens so kan vereenselwig ook. Maar ek dink ek wil graag by 'n ander kwessie ook uitkom, want mense sal baie dikwels die karakters aanval op sosiale media platforms, want dit is baie maklik om dit te doen, maar ook persoonlik raak teenoor 'n mens self, jy weet, nie noodwendig 'n karakter wat vertolk word nie. En iets wat nogal vir my uitstaan wanneer dit by jou kom, en ek hou jou dop daar op TikTok, maar is die feit dat jy so opstaan vir dinge wat reg is, en 'n kwessie soos rasisme ook, wat ek dink 'n baie groot probleem in die land is. Hoekom dink jy is dit so belangrik om jou sê te sê wanneer dit kom by so iets? Kyk, ek sal selfs verder teruggaan as dit. Ek dink baie mense weet ek is uit die land uit weg omdat ek verkragt was en Ja. I'm an incest survivor from 4 to 16. So toe ek teruggekom het in 2005, iets het net binne my gesê, you are not coming back to come and play a character. You are coming back to make a difference, to stand up and be counted. En dit is toe ek begin praat het oor my molestering en begin praat het oor die feit dat dis nie jou skuld nie. You have nothing to be ashamed of. Dis iets wat met jou gebeur het en ek het toe Slutwalk begin en ek het baie interviews gedoen oor die feit dat I'm a survivor. So dit het daar begin. Op 'n stadium het ek so 'n bietjie moeg geword daarvan om, to be the poster child for the rape survivor. Maar ek dink dit is baie belangrik to give a voice to people who don't have one. En ek dink there are a lot of keyboard warriors wat 'n ding op sosiale media sal sê wat hulle nie voor jou, in jou gesig sal sê nie. Ja. En ek dink mense moet besef, ons is almal, we all just human. Ons is mense en dit is baie belangrik vir my to be human, to be kind. As iemand nie iets wat jy vir hulle oor kritiseer in 30 sekondes kan verander nie. Soos jou hare hang oor jou oë, haal dit uit. Of jy het lipstifie op jou tande, vee dit gou af. As jy dit nie binne 30 sekondes kan verander nie, hoekom sal jy vir iemand iets sê? Wow. Hoekom sal jy nou sê, jy het bietjie vet geraak nie? Of jy is bietjie maar op die oomblik? Of jy lyk nie so goed nie. Hoekom? Daar's niks wat daai persoon in daai oomblik daaraan kan verander nie.
En ek dink ook, kyk, ek het nou hierdie storie vertel, want ek het daai TikTok gesien van Dominee Ferrencloete, waar iemand waar gesê het, hy meid, kontak so en so, wat jou kan help gewig verloor. Kan sy dit in 30 sekondes verander? Nee. En hoekom sal jy 'n woord soos meid gebruik? En toe het ek hierdie storie vertel van die the pilot in Malta who said to me, daar is die klonkie. Verskoon my. En ek was so ontsteld geweest daaroor. Maar ek dink net mense dink nie aan wat woorde beteken nie en die impak wat hulle woorde op iemand anders gaan hê nie. So ek sal altyd wel opstaan vir mense wat nie hulle self kan verdedig nie. En ek sal altyd opstaan teen mense wat net bloot onbeskof wil wees. Omdat hulle nie hier voor jou staan nie. Ja. Ek raak emosioneel, want ek meen, dis dinge wat werklik seer maak, en ek dink dit is onnodig, en ek dink, ons het meer mense soos jy nodig, wat ander mense ook kan verdedig, maar dit moet eintlik nie nodig wees nie. Dis eintlik waaroor dit vir my gaan. Jy het nou self verwys na die verkrachting, en ek wil graag vir 'n oomblik daarby stil staan, en ek weet dit is baie traumaties, maar ek weet nie hoe oorkom 'n mens so 'n gebeurtenis nie. Jy was 28 gewees. Wel, ek was eers 4 gewees, tot die ouderdom van 16, waar ek deur my stiefpa gemolesteer is, en hy het, I guess he groomed me, want hy het seker gemaak dat ek niks sê nie. Deur te sê, as jy iets sê, gaan mense sê dis jou skuld. So ek het vir 12 jaar daai geheim gehou, tot ek eendag letterlik dit uitgewerk het. Ek het dit aangehaat en ek het dit gedoen. Hoe is dit moontlik dat ek die Lolita kon gewees het in my vuil huisklere besig om my huis skoon te maak? En ek het toe uitgewerk, dis nie my skuld nie, en uiteindelik vir my ma vertel. En ek dink, dis baie belangrik vir mense, ook een van die redes hoekom ek Slatwalk begin het, is daai ding wat mense sê, maar wat het sy aangehad? Maar sy was dronk. Hoekom was sy so laat op straat? Hoekom het sy in daai donker straat afgestap? Want mens kan. Want jy kan dra wat jy wil. Die aand toe ek verkragt was ek in baba blou seuns pyjamas in my bed. So, wat het dit te doen gehad met wat gebeur het? Wat werklik gebeur het, is iemand het in my huis ingebreek en besluit om gewelddadig te wees teenoor my. So wat mens aan het en wat jy doen, het niks daarmee te doen nie. En dit is nie jou skuld nie. Ek dink, kyk, dit het my lank gevat. Dit het basies my loopbaan beëindig. Op 28. Want ek het my deur gesluit en ek is Amerika toe. En ek het seker vir 5 jaar nie teruggekom nie. En ek het nooit gedink ek sal terugkom Johannesburg toe nie. Vir die blote feit dat dit hier gebeur het. En toe ek nou terugkom, soos ek gesê het, het ek besluit, dit is nou tyd om oor te praat. Ek dink net, dit vat tyd. Ja. En jy moet daaroor praat. Because not talking about it, it's like a boil that festers. En oor daaroor te praat, it's like lancing the boil, sodat al daai gif kan uitkom. En hoe meer jy daaroor praat, en hoe meer dikwels, jy moet natuurlik iemand vind, iemand gaan soek wat jy kan vertrou, veral kinders. Maar moet nooit toelaat dat iemand vir jou oortuig om 'n geheim te hou, wat nie joune is nie.
it's not your baggage to carry. Dis iets wat iemand anders aan jou gedoen het en dis nie jou skuld nie. So praat daaroor. Daar is so baie mense wat al hierdeur gegaan het. En wat nie daaroor praat nie. En hoe meer jy vasklou aan daai geheim, hoe meer toksies is dit vir jou. So praat daaroor, asseblief. Break the silence. Ek dink dit is 'n baie powerful en goeie boodskap ook. En dit laat my sommer emosioneel voel. Jy weet, maar dit is belangrik om oor hierdie goed te praat en om bewusmaking ook te skep. Hierdie is 'n baie hartseer deel van hierdie gesprek, maar jy verwys na jou ma en ek is seker of van jy mis haar elke liewe dag. As jy nog een ding vir haar kon sê, wat sou dit wees? I love you. And I miss you. Ja, dit is 'n emosionele ding wat dit baie moeilik maak. So, met daai in gedagte, as daar enigiets anders is wat jy kon verander, of kom ons sê as daar enigiets is wat jy kon verander of anders kon benader het in jou lewe oor die algemeen, wat sou dit wees? Kyk, on a serious note, ek sal my ma meer dikwels gebel het. Want ironies genoeg, die aand voor sy haar stroke gehad het ek gedink, jy bel een keer 'n week. Time's running out. Jy gaan van nou af elke dag moet bel. Dus ek daai dag opstel en ek onthou wat ek die vorige aand gedink het en ek bel en sê, yes, antwoord sy die foon. It's like, oh, that's a nice way to greet. So now I'm getting ready to go to the doctor. Want sy was sick. En ons chat toe vir 'n rukkie en ek sê, okay, give me a call. When you get back from the doctor, let me know what he says. En ek was so agter die stel gewees. Jy weet, die countdown begin en dan gaan jy nou in op jou queue. En ek dink, okay, there's faffing around. Let me just turn on my phone and check my messages. En toe ek my foon aansit, te lui dit, en is my broer wat sê, Mom just had a stroke. I'm taking her to the hospital. So daai gesprek is die laaste gesprek wat ek met my ma gehad het. Want sy kon nooit weer daarna praat nie. Sy het nog vir 2 jaar gelewe. So ja, ek sal my ma meer dikwels gebel het. Op 'n ander noot, ek sou 'n kick-ass besigheidsvrou geword het en nie 'n aktrise nie. Want ons bedryf is nogal wispelturig en jy is nie ooit seker daarvan dat jy werk gaan hê nie. En die ander ding wat ek sou gedoen het, is ek sou baie, baie vroeër begin spaar het. Ek waardeer dit dat jy vanoggend met my kom gesels het. Regtig, ek voel so emosioneel. Maar dankie vir dit wat jy doen. Dankie vir die bewusmaking wat jy skep oor baie belangrike kwessies. En ek hoop dat ek in die toekoms weer die voorreg sal hê om met jou te kan gesels. Ag, baie dankie. En ek moet sê, ek is verskriklik trots op jou, op daai matriekstudent. Kyk waar sit jy nou. Dankie, dit beteken vir my opreg baie. So wat 'n uistervrou, ek is seker daarvan, jy sal saam met my stem, maar jy kan ingeskakel bly. Ons is net hierna weer terug.